Voordat ruimtewetenskap ontwikkel is, het sommige mense die Bybel as mitologie beskou. Maar vandag bewys die wetenskap dat die Bybel waar is. 3500 jaar gelede was die konsep van die heelal in die bronstydperk ver van die waarheid. Antieke Indiane het geglo dat heilige diere die aarde ondersteun. Antieke Sumeriërs het gedink dat die ruimte plat was. Mense kon hulle nie eers voorstel dat die aarde in die ruimte hang nie. In die boek Job, wat 3500 jaar gelede in die bronstydperk geskryf is die kennis van moderne sterrekunde egter reeds opgeteken. Wat die aarde ophang aan niks. Die Bybel beeld die aarde uit asof dit 'n foto van 'n satelliet geneem het. Die boek Job is 3500 jaar gelede in die bronstydperk geskryf. Verbasend genoeg is die kennis van moderne sterrekunde opgeteken in die boek Job, geskryf in die bronstydperk. In hierdie moderne tyd is dit 'n bekende feit dat die aarde in die ruimte dryf. Maar was dit ook algemene kennis in die bronstydperk? In 1687 het Isaac Newton die wet van universele gravitasie ontdek en bewys dat die aarde in die ruimte dryf. Tot dan het mense nie geglo dat die aarde oor niks gehang is nie. Woorde wat reeds in die Bybel opgeteken is. Soos die wetenskap ontwikkel het dit egter bewys dat die rekords van die Bybel waar was. 3000 jaar gelede het die Bybel ook die omwenteling van die son aangeteken. Die son is soos 'n bruidegom wat by sy slaapkamer uitgaan, vol vreugde, soos 'n held wat op die pad hardloop. Aan die een kant van die hemel gaan hy op en aan die ander kant gaan hy onder. Tog was dit eers in die 20ste eeu dat die mensdom ontdek het dat die son om die middel van 'n sterrestelsel wentel. Bertil Lindblad het bewys dat die son teen 'n spoed van ongeveer 250 km/s wentel. Dit is bewys dat die Bybelse rekords oor die omwenteling van die son korrek is. 3500 jaar gelede het die Bybel die binnekant van die aarde korrek beskryf. Die aarde, daaruit kom kos voort, sy ondergrond word omvergewerp asof deur vuur. Dit is 'n basiese begrip van aardwetenskappe dat daar lae brandende vloeibare magma onder die grond is waar ons staan. Maar voor die 19de eeu het mense God se woorde dat daar vuur in die aarde is, as onsin beskou. Dit is omdat die innerlike struktuur van die aarde eers in die 20ste eeu ontdek is. Deur die ontwikkeling van die wetenskap word dit bewys dat die Bybel waar is. 3500 jaar gelede het niemand geweet van die kringloop van water nie. In die Bybel wat 3500 jaar gelede geskryf is die watersiklus egter opgeteken. Want hy trek druppels water op, dit word vir sy ondergrondse rivier oorgeskink tot reënwater. Wat die wolke uitstort, wat hulle oorvloedig laat drup op die mense. Daar is 3 fases van die watersiklus: verdamping, kondensasie en neerslag. Miljoene ton water word deur son-energie uit riviere en oseane verdamp. Wanneer hierdie dampe gekondenseer word, word dit wolke. En wanneer die dampe in wolke met mekaar bots en waterdruppels word, reën dit.
Die watersiklus was onbekend tot in die 16de en 17de eeu, toe Pierre Perrault en Edmund Mariotte dit deur eksperimente ontdek het. Dit word ook deur die wetenskap bewys dat die Bybel waar is. Sommige van die grootste wetenskaplikes in die geskiedenis was absoluut oortuig daarvan dat God bestaan en dat die Bybel waar is. God, wat goed is, het die orde van die heelal vir ons geskep. Die mooiste stelsel van die son, planete en komete kon slegs voortspruit uit die raad en heerskappy van 'n intelligente en kragtige wese, en vanweë sy heerskappy sal hy Here God genoem word. Wetenskaplike ontdekkings onthul 'n heelal wat by godsdienstbeskouings pas. Daarom is die Bybel waar. Dit bevat rekords van wetenskaplike feite wat hul ontdekking in die moderne era voortgesit het. Die Almagtige het genoegsaam sy grootheid in beide die skrif en die wetenskap gedemonstreer. Die probleem is nie 'n tekort aan God se kant nie, maar eerder 'n dowwe by ons sin. Ons moet die Bybel glo, want dit is die enigste boek wat ons tot verlossing kan lei.